Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre. Is lekker om almal van julle te sien. Ek vertrou julle het 'n mooi week gehad. As ek nou na die weervoorspelling kyk en ek weet ons glo nie altyd die weervoorspelling soos hy kom nie, maar is hierdie dalk een van ons laaste somerweke in Bethlehem. Dit lyk vir my hier na die einde van die week toe begin ons bietjie koud kry, maar dit is ook wonderlik om te sien hoe die seisoene verander. Vanmôre af met O Heer my God, maar nie die gewone een nie. Ons sing daai een wat ons gesing het met Opstanding Sondag. Ek weet nie of jy onthou nie. Pragtige lied. Die eerste versie is die gewone rympie, maar die tweede en die derde vers het daai nuwe melodie, maar dis pragtig. En net by die koorgedeelte sing ons daai die graf is leeg. Daai stukkie sing ons net sagter en so afgemete. Jy nooit ons staccato wil hê nie. So dit maak net van 'n pragtige lied nog mooier. So kom ons sluit vanmôre af met die opstandings, o Heer my God.
Broers en susters, as ons hierdie lied gesing het vanoggend, dan voel dit vir my amper asof ons klaar die preek gehoor het waaroor dit gaan. Dit gaan oor die opstanding en dit gaan oor die lig wat Christus in ons lewe inbring. Maar vanmôre, in baie mense se huise is daar nie lig nie. Dalk sit u vanmôre en daar's 'n donkerte in die hart, dalk 'n donkerte van kommer, 'n donkerte van vrees, dalk 'n donkerte van skaamte. Dalk is daar vanmôre iets in die hart wat in u lewe donkerte veroorsaak. Dan wil ek vra dat ons vir 'n oomblik sal stil word en die Here se seën ontvang. Ons Here, ons God, ons stop dalk vanoggend hier in die kerk vir 'n oomblik en ons staan stil voor U. Dalk het ons vanoggend hier ingestap, Here, met 'n swaar gemoed. Ons het hier ingestap dalk vanmôre met donker in ons lewe. En daarom is ons hier by U vanmôre om te kom skuiling vind, om te kom troos vind, om te kom rigting vind, om te kom lig vind. En Here, daarom raak ons nou stil voor U. Here, raak ons aan en praat met ons. Broers en susters, die Here groet U vanmôre en hy sê vir U, genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin met 'n loflied vanmôre en ons sing lied 214 vers 1, 2 en 3. Here, ons sal U loof, U weldade roem. Lied 214 terwyl ons staan vers 1, 2 en 3. Ons tema vanoggend van die preek is lewe lig, lewe Jesus. Nou broers en susters, ons gaan vanmôre kyk wat dit beteken as lig in ons lewe inkom. Maar om ook lig in die lewe te leef, nou dit beteken twee goed. Dit beteken helder, skynend vir Jesus, maar dit beteken ook bevry, lig, soos 'n veer. As ons lig in die lewe wil leef op al twee vlakke, is dit vanmôre ook belangrik dat ons hoor wat die wet van die Here vir ons sê. Want om lig te leef, beteken dat ons leef soos Jesus ons leer. Dis wanneer ons volgens die wil van God leef, en wanneer ons sy wil leef, dat ons lewe ook lig word. En ek lees graag vanmôre die wet van die Here uit Romeine uit. En dit gaan oor die tweede gedeelte van die wet. Jy moet die Here jou God lief hê, is die eerste, en die tweede is jou naaste soos jouself. En dan skryf Romeine die volgende: die liefde moet opreg wees. En dan beskryf hy hoe lyk opregte liefde. Opregte liefde verafskiet wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike liefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie, maar bly altyd geesdriftig. Dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie.
Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van jou afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ek gaan nou 'n paar oomblikke gee van stilte. Oordink vanmôre die wet. En laat die Here toe vanmôre om sy vinger daar te lê in jou hart, waar daar dalk duisternis is ook, in die navolg van sy wet. Dalk is daar iemand vanmôre waaroor jy verbitterd staan. Dalk is daar iemand wat jou seer gemaak het. Dalk is daar iemand wat jy te nagekom het. Ek gaan nou 'n paar oomblikke van stil gebed gee. En ek vra dat jy saam met die Here in stilte daaroor sal dink en bid vanmôre. 'n Paar oomblikke van stilte. Here, aan U wy ek my lewe toe. U is my rots en my anker. Here, in moeilike tye en in storms is U my kompas. Maar Here, U is ook my God, my Here, my Skepper. En aan U is ek onderdanig en aan U wil ek getrou leef. En daarom, Here, mag U woord en die wet wortel skiet in my hart, sodat my woorde, my gedagtes, my dade U sal verheerlik en U sal dien. Amen. Broers en susters, terwyl ons so sit, lied 250, Gods wet vra al ons liefde vir hom ons God en Heer. Lied 250, vers 1 en vers 5. Jy kan die Bybels oopmaak, ons lees 'n baie bekende gedeelte vanmôre saam. Is uit die boek Johannes uit die Evangelie van Johannes, en dis Johannes hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot 5, bladsy 122 in my Bybel. Johannes hoofstuk 1 vanaf vers 1 en is op bladsy 122 in my Bybel. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, ons dankie dat ons vanmôre by mekaar kan wees. Here, U liefde kan beleef, kan sing van U verlossing, in ons kop en in ons hart en in ons siel beleef. U is die ware en die enigste God. Here, dankie dat U ons geroep het om vanmôre hier te wees. Dankie dat ons kan weet dat elkeen wat vanmôre hier is, Here, hier is omdat U ons hier gebring het. En U het vir elkeen van ons 'n boodskap. Here, ek sit nie vanoggend toevallig hier nie. Hier in die bank, Here, is dit nie toevallig nie. Ek is hier want U het met my 'n afspraak. En Here, U wil elkeen van ons vanmôre iets sê. Daarom dank ons U, Here, dat ons U woord kan oopmaak. Dat U woord met ons kan praat. Here, dat ons U lig kan ken. En dat U lig in ons kan skyn. Jesus, dankie dat U gekom het om vir ons lewe te bring. Dat ons nie hoef te leef met bedruktheid, moedeloosheid en hopeloosheid nie. Maar dat U gekom het om vir ons lewe te bring. Om ook hier op aarde die lewe voluit te kan leef met vreugde en blydskap en vryheid in ons harte. Here, nou wil ons kom vra dat U woord en die Gees in ons sal praat. Want Here, ons kan vanmôre na hierdie boodskap luister en dit net met ons ore hoor. Maar Here, ek wil vra dat U ons sal help, dat ons dit in ons siel sal voel.
dat die lig waarvan U praat, vanmôre in ons sal skyn, en dat hierdie lig lewe sal bring. Here, help ons vanmôre, dat hierdie nie net woorde is nie, maar Here, dat dit U goddelike aanraking in ons hart sal bring. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing Johannes hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot 5. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mens. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Ons skriflesing vanmôre sover. Ons tema: lewe lig, lewe Jesus. Broers en susters, so 2 weke gelede was ek by 'n lofprysingsgeleentheid gewees hier in die dorp by een van die skole, en die persoon wat die lofprysing gelei het, het iets gesê wat my geweldig opgeval het. En ek het gedink, dis iets wat my geweldig baie laat nadink het. Nou die vraag is, wat is die vinnigste ding in die skepping? Het jy al ooit daaraan gedink? In die hele skepping, wat is die vinnigste ding in die hele skepping? Nou wetenskaplikes sê vir ons dat die vinnigste ding in die hele skepping is lig. Niks in die skepping kan beweeg vinniger as lig nie. Lig beweeg die vinnigste. Ons meet dinge in terme van die spoed van lig. As ons 'n liniaal gebruik om die afstand tussen planete en van die aarde na die son en enige plek in die skepping te meet, dan gebruik ons die liniaal van ligjare. Want daar is niks vinniger, sê wetenskaplikes vir ons, as lig nie. Nou lig beweeg rofweg teen 300 000 kilometer per sekonde. Dit beteken dat 'n stukkie ligstraal 7 keer om die aarde kan gaan in 1 sekond. Dis hoe vinnig lig beweeg. Maar nou is die vraag, is lig die vinnigste in die skepping? Is daar iets in die skepping wat vinniger is as lig? En die antwoord is ja. Duisternis. Het jy al ooit gesien as jy in 'n donker vertrek instap en jy sit 'n lig aan, hoe vinnig duisternis weghardloop? Het jy al ooit gesien as jy in 'n donker vertrek instap en jy sit die lig aan, dis amper asof donkerte paniekerig raak en voor die lig uithardloop? Die enigste ding in die skepping wat vinniger is as lig, is duisternis. Want duisternis is bang vir lig. En dit is waaroor ons vanmôre met mekaar praat. Dit is waaroor hierdie eerste 5 verse in die boek Johannes vanmôre gaan. Toe Jesus 2000 jaar terug wêreld toe gekom het, toe hy na hierdie aarde toe gekom het, na hierdie skepping van ons toe, het hy in 'n baie donker wêreld ingestap. 'n Wêreld vol sonde, 'n wêreld vol hopeloosheid, 'n wêreld vol vrees en angs, 'n wêreld vol skuldgevoel, 'n wêreld vol skande, 'n wêreld waarin mense dink hier is nie hoop nie. En 2000 jaar terug het hierdie lig na die wêreld toe gekom. 2000 jaar terug het Jesus in hierdie wêreld ingestap en lig gebring. Hoor mooi wat sê Johannes. Hy sê die lig skyn in die duisternis en die lig kan nie uitgedoof word nie. Nou broers en susters, u ken hierdie gedeelte. Maar wat beteken dit? En ek gaan nou nie die Griekse woord herhaal nie, maar die woord uitdoof in die Grieks is 'n baie interessante woord. Dis 'n woord wat ons bymekaar voeg en beteken eintlik gelyktydig 3 dinge. Uitdoof beteken in die eerste plek onverstaanbaar. Dit kan nie begryp word nie. Uitgedoof in die tweede plek beteken dit kan nie buitgemaak word nie of dit kan nie gesteel word nie. En derdens beteken uitgedoof dit kan nie oorwin word nie. En daarom as Johannes skryf en hy sê die lig skyn in die duisternis en die duisternis kan dit nie uitdoof nie, dan sê dit die duisternis kan nie hierdie lig verstaan nie.
Die duisternis, die duiwel, broers en susters, kan in sy dagtes lewe nie die liefde en die opoffering van Jesus Christus verstaan nie. Dis onmoontlik. Die tweede ding is hierdie lig wat nie uitgedoof kan word nie, kan nie gesteel word nie. Die boodskap van die opstanding van Jesus Christus kan nie beroof word nie. Die Jode het probeer. Met die opstanding van Jesus is daar 'n leuen versprei wat gesê het dat die liggaam van Christus verwyder is en tot vandag toe word dit nog in sekere kringe geglo, maar die duisternis kon hierdie krag nie uitdoof nie. Hy kon dit nie steel nie. En derdens, hy kon dit nie oorwin nie. Die glans van God kan nie ophou skyn in hierdie wêreld nie. Daarom kyk ons vanmôre na wat dit beteken om lig te leef. Want om lig te leef beteken om Jesus te leef. Nou die eerste ding wat ek vanmôre wil sê is lig is lewe. Nou, ek weet nie of jy al ooit in die lewe 'n groen plant gevat het en hom in 'n donker vertrek gesit het. En nou, ek weet nie broers en susters, hier's baie mense hier wat ek ken wat groen vingers het, wat mooi met tuine kan werk en met plante. Nou, ek het geen groen vinger nie. Maar die een ding wat ek weet is as jy 'n mooi groen plant vat en jy sit hom in 'n donker vertrek vir 'n paar maande, dan gaan hy vrek. Want 'n plant het lig nodig om te groei. Hy het nodig om te fotosinteer en daarom het 'n plant lig nodig om te kan leef. Nou hulle het 'n studie gedoen. Nou daar's baie goed wat hierby gaan, maar ek gaan dit eenvoudig hou. Iemand het eendag gevra, wat sal gebeur as die son ewe skielik ophou skyn? Het jy al ooit daaraan gedink? Wat sal gebeur as die son in hierdie moment moet ophou skyn en verdwyn? Nou die interessante is, vir die eerste 8 minute gaan ons amper niks agterkom nie. As die son nou moet doodgaan, gaan ons vir die eerste 8 minute eintlik niks agterkom op aarde nie. Want dit vat vir die son se lig omtrent 8 minute en 20 sekondes om tot by die aarde te kom. Dis hoe ver die son van die aarde af is. Maar dan binne die eerste 24 uur nadat die son doodgegaan het, gaan die temperatuur gemiddeld om die aarde met 20 grade Celsius daal. Onmiddellik in 24 uur. Binne die eerste week gaan die hele aardtemperatuur tot onder 0 grade Celsius afkoel. Dit beteken dat al die damme solied vas gaan vries. Die see gaan 'n yslaag aan die bokant begin vorm. Binne die eerste week. Na die eerste jaar gaan die temperatuur op die aarde minus 70 grade Celsius wees. En geen lewe sal moontlik wees nie. Ons planeet het lig nodig om te leef. Ons planeet het die hitte van die son nodig om te kan oorleef. Net so ook ons siele. Broers en susters, die plek waar duisternis die maklikste inkruip in jou en in my lewe is in ons siel, in ons gedagtes. Want jy sien, meeste mense wat vandag hier sit, en die grootste battles wat mense vandag veg, is nie uiterlike battles nie. Is nie aanslae van buite nie, maar is battles hier binne in ons. Is battles in jou gedagtes, is battles in jou hart, en is battles in jou siel. Want dit is daar waar die duisternis en die duiwel vir jou kom fluister. Rian, jy's nie goed genoeg nie. Rian, jy sal nooit in jou lewe verander nie. Rian, jy is te sleg vir dit of te dat. Rian, niemand gee om vir jou nie. Niemand is lief vir jou nie. Rian, God is nie in beheer nie. God self gee nie vir jou om nie. Want jy sien, waar val die duisternis jou aan? Waar val die Satan jou die graagste aan? Is op 3 plekke, is hier binne, in jou kop, in jou hart en in jou siel. Want jy sien, as duisternis in jou kop, in jou hart en jou siel inkom, dan kom duisternis oor jou lewe. Wanneer duisternis, broers en susters, van jou gedagtes begin beheer neem, begin daar duisternis oor jou lewe kom, want dan lyk alles hopeloos in hierdie lewe. Dan lyk alles negatief en dan lyk dit asof daar geen uitkoms is nie.
Jy sien, as duisternis van jou hart begin beheer neem, en dit is jou emosies, dan voel jy asof alles verlore is. Dan voel jy asof daar geen hoop is nie. Jy staan in die môre op en daar's geen vreugde meer oor in jou lewe nie. En as duisternis van jou siel oorneem, dan neem dit jou geloof oor. Dan glo jy selfs God kan my nie hieruit red nie. Broers en susters, is vir my hartseer om te dink dat dit die plek is waar ons samelewing is. Is vir my hartseer om te dink hoe negatief en hoeveel duisternis dit reg gekry het om in ons gedagtes, in ons harte en in ons siele in te beweeg. Want dit is waar die duiwel jou wil aanval. Want jy sien, dis waar hy die duisternis in jou lewe wil saai. Want dit is dan wanneer die duisternis oor jou lewe begin kom. Maar hoor wat sê Johannes. Hoor wat sê Johannes in vers 4. Hy sê, in hom, hy praat van Jesus, hy sê, in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mens. Hy sê, in hom was daar lewe. Nou, die Griekse twee woorde vir lewe. Die een woord is bios. Bios beteken, en dis waar die biosfeer vandaan kom, bios beteken die fisiese lewe, dit wat ons hier beleef. En dan is daar 'n tweede Griekse woord vir lewe, en dis zoo. Dit beteken geestelik en ewige lewe. En dit is waarvan Johannes hier praat. Hy sê, in Jesus is daar lewe, ewige lewe. Nou interessant van die boek Johannes. Johannes skryf hierdie evangelie rondom 85-95 na Christus. Nou jy kan gaan kyk in die geskiedenis, dis van die tye toe die Christene die ergste vervolg is vir hulle geloof. Maar dis ook die tyd in die geskiedenis waarin die Christendom van die vinnigste groei in die geskiedenis. Terwyl Christene doodgemaak word, groei die evangelie van Christus die vinnigste in die wêreld in. Waarom? Hieroor. Want in hom is daar lig. In hom is daar lewe. En die lewe wat Jesus bring lig. Nou wat beteken dit? Dit klink mooi op die oor, maar wat beteken dit as ons van hierdie lewe praat? Nou, broers en susters, baie navorsing en baie kommentare eintlik in die Bybel vra, waaroor het die vroeë Christene met mekaar gepraat? Weet, as ons vandag moet gaan kyk, waaroor praat gelowiges met mekaar? Waaroor praat ons om braaivleisvier? En dan sal ons sien, dis allerlei temas waaroor ons praat. Is die Here 'n goeie God? Moet ons klein doop, moet ons groot doop? Watter kerk moet ons gaan? Die een wat hande opsteek of die een wat hande gevou staan? Ons het allerlei sulke temas waaroor ons met mekaar praat wanneer ons dink aan geloof. Die Here sal my deur die storms lei. Dis die tipe gesprekke wat ons het wat waar is. Maar weet jy waaroor het die vroeë Christene met mekaar gepraat? Weet jy waaroor het die vroeë Christene in 85 tot 95 na Christus met mekaar gepraat? Die opstanding van Jesus Christus. Dit was die gesprekke wat mense rondom braaivleisvure met mekaar gevier het. Dit is die gesprekke wanneer vriende by mekaar kom kuier het en jy iemand genooi het en gesê het, kom bring by my koffie, was die eerste vraag, hoe gaan dit met jou? Die tweede vraag is, wow, hoe groot is die opstanding van Jesus Christus? Wanneer laas het jy in 'n sosiale gesprek oor die opstanding van Jesus met iemand gepraat? Wanneer laas het jy tussen jou vriende net gepraat oor watter wonder die opstanding van Jesus Christus in die wêreld ingebring het? Want broers en susters, dit het die fondasies van die skepping geskit. Dit het die fondasies van die geestelike lewe van my kom skit. Want die opstanding is die lewe. Die opstanding is waar die duiwel oorwin is. Maar hy sien, dit is wat hy wil uitdoof in jou lewe. Hy wil hê jy moet vasgevang word in allerlei redenasies en baie keer geestelike redenasies. Dit voel vir my deesdae as 'n ou YouTube aansit of jy sit Instagram aan of Facebook, is dit al hierdie ouens wat net geestelike boodskapies het. Broers en susters, en ek raak beangs.
Want ons geloof raak al hoe meer 'n voorspoedsgodsdiens, of ons dit wil weet of nie. Die Here moet net voorsien, en hy moet net die hele tyd produce, en jy moet net harder glo, en alles sal vir jou uitwerk. Maar ons verloor die essensie van ons geloof, en dis die opstanding van Jesus Christus. Want die duiwel is besig om dit uit te doof. En dan is dit geen wonder, dat die duisternis besig is om te wen, in ons koppe, en in ons harte, en in ons siele. Maar die opstanding van Jesus is nie meer vir ons genoeg nie. Vir hierdie vroeë Christene was dit alles. En dalk moet ons weer fokus op die opstanding van Jesus. Want dis wat Johannes sê. As hy sê, in hom was daar lewe, dan verwys hy na die lewe wat uit die graf uit van Jesus Christus kom. Die lewe bring lig in mense se lewens. Tweede ding, lig skyn in ons koppe, in ons harte en in ons siele. Wat doen 'n verhouding met Jesus in jou lewe? Broers en susters, wat doen 'n verhouding met Jesus Christus in jou lewe? Dit bring lig. Met ander woorde, dis soos 'n skakelaar wat aangeskakel word. Wanneer jy in 'n verhouding met Jesus Christus in jou lewe staan, dan is daar 'n lig wat in jou hart, in jou kop en in jou siel aangaan. Ek het al baie die voorbeeld gebruik van die tipe verhouding waarin ons deesdae met Christus staan. Ons staan deesdae in 'n Cremora verhouding met Jesus Christus. Nou, die advertensie van Cremora, almal van julle onthou om toe ons kinders was, en hulle maak nie meer sulke advertensies nie. Ek's jammer om dit te sê, maar ek is spyt van Cremora, van die ou wat hier in die yskas grawe, dan soek hy melk. En dan sê sy, vra vir sy vrou, "Where's the milk?" Dan sê sy, "It's not inside, it's on top." En dan sê hy, "Bo kyk, daar staan nie Cremora daar." En dis hoe ons baie keer met Jesus is. Jesus is alles in ons kop. Ons het al hierdie redenasies, maar hy's nie in ons hart nie. He's not inside, he's just on top. En wanneer Christus in jou lewe inkom, is dit 'n skakelaar wat aangaan. En is dan wanneer die duisternis uit jou vlug. Dis wanneer jy in verhouding met Jesus Christus staan, dat daar 'n lig in jou gedagtes aangaan, 'n lig in jou hart aangaan en 'n lig in jou siel aangaan. En hoe sad dit ook al is om te sê, jy gaan nie daai verhouding met Jesus koester op Instagram nie. Jy gaan dit nie kry op Facebook nie. Maak nie saak hoeveel mooi boodskappe jy kry nie. Jy kry daai verhouding deur saam met Jesus in sy woord te leef. In sy woord te wandel deur sy gees. Jy sien, lig in 'n mens se kop en in jou hart en in jou siel bring twee belangrike goed voor. Dit verander jou denke en dit verander jou begeertes. En broers en susters, ons moet nie hierdie twee onderskat nie. Wanneer jy in 'n verhouding met Jesus staan en die lig gaan in jou aan, verander dit die eerste ding in jou lewe en dit is hoe jy dink. Want elke woord wat by jou mond uitkom, elke daad wat jy pleeg, begin in jou denke. Daai taxi wat voor jou inry, en jy net daar snap, en daai woord wat uit jou mond uitkom, begin by jou denke. En weens kry ek skaam om te sê, ek ken dit. Bitterlik goed. 5 keer op 'n dag. Daai pothol wat jy tref, die woord wat uitkom, begin in jou gedagtes. Want die duisternis neem beheer van jou gedagtes. Die duisternis, en broers en susters, jy sien dit dalk eers nie. Die duisternis neem oor dit wat jy dink. Dit wat jy voel. En dit wat jy glo. Maar die tweede ding is wanneer die lig in jou aangaan en Jesus Christus kom, is neem jou begeertes oor. Nou, ek het twee interessante aanhalings oor begeertes. Die eerste een is van Sigmund Freud. Freud het gesê oor begeertes. Hy sê, begeertes, ook onbewustelike begeertes, dryf die meeste dade in 'n mens se gedrag. Sigmund Freud. Die grootste deel van jou gedrag word gedryf deur bewustelike en onbewustelike begeertes.
En dan het die studie bietjie uitgebrei later deur René Girard wat gesê het, mense begeer dikwels nie dinge wat hulle self wil hê nie. Mense begeer dikwels dinge omdat ander mense dit begeer. Dit is baie interessant. Laat hy 'n bietjie insink. Ons begeer nie altyd dinge omdat ons dit wil hê nie. Ons begeer dit omdat ander mense dit begeer. Keeping up with the Joneses. Om te val onder groepsdruk. Die vraag is, onder wiese groepsdruk val jy? Wat begeer Jesus en wat begeer Satan? Wie wil hê moet jou begeertes in jou lewe oorheers? Jesus of die duisternis? Dan kom ons by die volgende ene. Wat lig verdryf. Jy sien, hoe meer lig in jou lewe is, hoe minder plek is daar vir vrees, haat, bitterheid en negativiteit in jou lewe. Hoe meer lig daar in jou hart skyn, broers en susters, hoe meer Jesus Christus in jou hart leef, in jou kop leef en in jou siel leef, hoe meer hy dit inneem, hoe minder plek is daar vir vrees, haat, bitterheid en negativiteit. Hoe minder lig daar in jou lewe is, hoe meer plek is daar vir vrees, haat, bitterheid en negativiteit. Dis wat die lewe doen. Dit verdryf dit. Want waar begin lig? Het jy geweet wat die eerste woorde is wat in hierdie skepping waarin ek en jy leef, geuiter is? Dink mooi terug. Wat is die heel eerste woorde wat geuiter is in hierdie skepping waarin ek en jy leef? Wat kom uit God se mond uit en hy sê, laat daar lig wees. Dis die heel eerste woorde in die skepping. Laat daar lig wees. Die interessante van hierdie lig is, dit kom nie van die son, maan of die sterre af nie, want die son, die maan en die sterre is eers op die 4de dag geskape. God sê, laat daar lig in die skepping wees, en hy verdryf die duisternis op aarde, want hy is lig. Dis hoekom ons van die hemel praat as die ewige lig, die ewige heerlikheid, en van die hel as duisternis. Want duisternis is die afwesigheid van lig. Duisternis is die afwesigheid van God. Maar dan is daar een dag in die skepping waar die hemel afgeskakel word, net een dag. En dit is die dag toe Jesus Christus aan die kruis hang. Vir 3 ure van 12 uur tot 3 uur word die hemelligte afgeskakel. Daar staan geskrywe en daar het 'n duisternis oor die hele aarde gekom. Want die lig wat na die wêreld toe kom, het aan 'n kruis gehang. Veroordeel, vir straf en om verlate te wees. Maar op die 3de dag, toe die son opkom, staan in die evangelie van Johannes, die môre toe die son begin opkom en die lig begin breek, het die vroue by die graf aangekom en die graf leeg gevind. Want die lig het opgestaan in die wêreld. Jesus bring lig na jou lewe. En dit maak jou lewe lig en lig. Jesus bring lig in jou lewe en dit maak jou lewe lig. Dit verlig jou lewe om God se pad te wandel. Maar dit maak jou lewe ook lig soos 'n veer. Want die skuld en die las van sonde staan jy bevry van as gevolg van die lig wat op opstandingssondag gebreek het uit die graf. En ek wil afsluit vanmôre. Bring jy lig waar jy wandel? Of duisternis? As jy in 'n vertrek vol van jou vriende instap, vlug die duisternis of verdonker die duisternis? Vra 'n bietjie jouself die volgende keer, as jy tussen jou vriende kuier, as jy by jou werkskollegas instap môre, as jy staan by 'n breek en julle is besig met daai grappe wat julle vertel, en moenie 'n fout maak nie, ek het 'n sin vir humor en ek hou baie van lag.
Maar vra vir jouself wanneer jy daai grap vertel, of wanneer jy tussen jou vriende inloop, of wanneer jy by jou kollegas inloop, of wanneer jy by jou huisgesin inloop, by jou man of jou vrou, bring jy lig of duisternis? Want jy sien, God het nooit bedoel vir die kerk om die lig te ontvang nie. God het die kerk bedoel om die lig te dra. Jy is nie bedoel om net lig te ontvang in jou lewe nie, broers en susters. Jy is bedoel om lig te dra. As jy vanaand gaan slaap in jou bed, vra vir jouself, het ek lig in my gesin ingebring vanmôre? As jy môre middag by die werk loop, vra vir jouself, het ek lig ingebring by my werk? As die skoolklok môreoggend lui, of môre middag na skool, vra vir jouself, het ek lig gebring tussen my maats? Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Dit is die 9 strale van lig. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Dit is die lig wat God wil hê jy moet skyn. Amen. Kom ons raak stil. Ons Here God, Jesus, ons dankie dat U gekom het na 'n donker wêreld toe. En Here Jesus Christus, toe U voete hier op aarde sit, oral waar U gewandel het, het die duisternis voor U gevlug. Oral waar U gekom het, het U lig gebring in mense se lewens. Vreugde, Here. Dit het nie sonder uitdagings gekom nie. En Here, dit het nie sonder 'n prys gekom nie, maar diep oral waar U gekom het, het U die lig vir die wêreld gebring, die verlossing, die opstanding. En Here, vandag het ons weer hierdie lig uitgedoof. Vandag het ons as Christene dit ook reg gekry om so vas te val aan allerlei dinge, dat U lig nie meer ons harte, ons siele en ons koppe beheers nie. Here, stap vanmôre weer in my hart in. Stap vanmôre weer in my denke in. Stap vanmôre weer in my siel in en bring lig. Verdryf die duister. Verdryf die sonde uit my lewe uit, sodat ek lig en lig kan leef. Here, ons wil dit bid in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, kom ons sluit vanmôre af deur te staan en te sing lied 513. As een woord in hierdie lied wat ek graag wil verander. Jy is welkom om dit so te sing ook, maar jy kan hom sing soos hy net daar is ook. En die woord is daai in die tweede reël. Soek in God jou sterkte, kry by hom jou lig. Want dit is waaroor vanmôre gaan. Dit is waar jou lig vandaan kom. Die lig wat in jou kop skyn, die lig wat in jou hart skyn en die lig wat in jou siel skyn. Dit kom van Christus af. En daarom kom ons sluit af met lied 513 en ons sing daarvan die eerste vers. Soek in God jou sterkte, kry by hom jou lig. Ontvang nou die seën van die Here en gaan met die wete dat die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus
en die gemeenskap van die Heilige Gees met u sal wees en bly. Amen.